Februarie 2021 het my wêreld vir 'n oomblik gaan stil staan. Iets wat 'n besige vrou en mamma gedink het, dit sal nie met my gebeur nie. Een Dinsdagoggend laai ons die kinders by die skool af. Ek natuurlik in baie pyn, maar soos 'n mamma hart sê ek vir my kinders, alles sal oukei wees, ek laai julle weer vanmiddag op. Ek het hulle eers weer 9 dae later gesien. Dit was steeds COVID-19 regulasies, so dit was ek, 4 hospitaalmure en die diagnoses. Om die storie so kort as moontlik te deel, ek is gediagnoseer met aura epilepsie, reumatoïde artritis en lupus. Dis auto-immuun siektes, en uit alle eerlikheid het ek geen idee gehad wat is lupus of selfs auto-immuun siektes nie. Ek is ontslaan met hande vol medikasie. My eerste afspraak by 'n reumatoloog beveel sy aan ek moet my werk afskaal. Vir 9 maande het ek nie bestuur nie, as gevolg van die aura epilepsie wat veroorsaak het dat ek gereeld flou word. Vir 9 maande was ek op chemo, baie kortison en natuurlik verskillende pynmedikasie. 2022 is ek vir 'n tweede en derde opinie van een reumatoloog na 'n ander, 2 kardioloë en interniste. As gevolg van die chemo en ander medikasie wat my 4 uit die 7 dae laat slaap het, omdat ek net te swak was om te funksioneer, het ek bly soek na oplossings en bly glo daar moet iets anders wees wat my nie so laat voel nie. Met die een besoek by die reumatoloog het sy my verwys na 'n psigiater. Ek haal haar woorde aan. Jy gaan nie meer verlang 'n lentebloeiseltjie wees nie. Ek is tot vandag toe nie na die psigiater toe nie. Ons het daar uitgestap en met my man se ondersteuning het ek besluit na 'n diepe gesprek met my vader. Hierdie is nie my pad nie. In 'n rolstoel sal ek nie wees nie. 2023 met oneindige pyn, weer terug in die hospitaal, gemengde gevoelens, onseker. My dae wat ek sukkel om te loop, het weke geword. Die gebruik van my hande was al hoe minder. Steeds het ek geweet ek moenie weer terugdraai nie. Einde 2023 het my hemelse Vader 'n dokter oor my pad gestuur en ek is gediagnoseer met Lyme disease, rickettsia en Q fever fase 3. Alles is tropiese siektes. Sy deel met my dat die pad na herstel gaan tyd vat, maar daar is totaal genesing. 2024 het ek net weer opnuut besef, moet nooit jou gesondheid vanselfsprekend aanvaar nie. My hele wese is aan God toevertrou. Hy was nog altyd daar en is steeds. Geen mens het die laaste sê oor ons verhaal nie. Ons het 'n keuse en my keuse is om te lewe. Al is dit party daar 4 tree vorentoe en 3 tree terug, sal ek kies om op te staan. Daar is 'n gesegde wat sê, "It takes a village." My man is my rots en my kinders die lig in my lewe. Elke familielid en vriendin is vir my ontsettend kosbaar. En vir die laaste jaar het die Here 'n engel van 'n au pair oor ons pad gestuur, wat dinge makliker gemaak het. Ek is oneindig lief vir elkeen van hulle. God gave his biggest battles to his strongest soldiers. I will fight, but only on my knees.